Ons is môre hier in die ateljee gesels ons saam met Morney van Sail en Gerrit Geldenhuys. Hulle is van Labournet. Ons praat bietjie oor nuwe arbeidswetgewing, voorgestelde veranderinge aan die wetgewing en hoe dit dalk nie net werkgewers maar ook werknemers kan raak. Goeiemôre menere. Môre. Lekker om julle hier by ons te hê. Dankie. Lekker Gerrit, ons begin sommer by jou. Hierdie nuutste arbeidswetgewing wysigings. Dis nou gepubliseer, dis nou oop vir publieke kommentaar en dis meer, maar dis nogal redelike groot veranderinge, nê? En is van die daar is mense wat sê van die veranderinge is al reeds op 'n manier in die stelsel ingewerk. Is dit die geval? Eers, vertel vir ons van die veranderinge en dan is dit al reeds hier. Goed, so wat hulle nou gedoen het met hierdie voorgestelde wysigings is hulle het nou maar net eintlik gesê, soos jy nou genoem het, hierdie is die wetgewing wat ons wil verander, wet op basiese dienvoorwaardes, minimumloon, wet op arbeidsverhoudinge en so meer. So van dit is al reeds in werking op 'n informele manier, so in 2022 het ons 'n konstitusionele hofuitspraak gehad. Dis nou ons Van Wyk teen die minister van die minister wat hulle nou uitgesit het, so die DOL, die Departement van Arbeid. En in hierdie het hulle nou gesê, maar ouerskap en hierdie goeters, pa kan nie net 10 dae kry nie, ma kan nie net 4 maande kry nie, wat as dit nou omgeruil is, pa kyk na die kind en so meer. So, daar was interne uitspraak daaroor gewees, dat hulle gesê het, in die tussentyd, moet julle kyk na dit so om vir hulle nou maar gelyke geleentheid te gee vir hierdie ouerskapsverlof wat hulle gehad het. En dit is nou al reeds in werking gewees, en nou met hierdie wysigings wat nou uitgekom het in 2025, het hulle dit nou net op papier gesit eintlik maar. So hierdie is nou 'n formele, dit word nou formeel verander, maar dit is al reeds in 'n redelike praktyk al klaar. Korrek, ja. Nou, Morney, na aanleiding van die Van Wyk uitspraak, hoe sal 'n werkgewer dan beleide, kontrakte ensovoorts verander om nakoming met die uitspraak en moontlike wette te verseker? Ja, so net so gou gesê, dis nog nie wetgewing nie, maar ons kan die Van Wyk uitspraak gebruik as wetbasis. So wat maatskappye nou moet doen is hulle moet hulle kontrakte gaan in hulle beleide gaan opdateer om seker te maak dat ons daai 4 maande en 10 dae, so ons maternity leave geken het, gedeel word tussen beide ouers op die einde van die dag. So stap nommer 1 is ons opdateer die kontrak en die beleide, en dan dis basies in 'n pot nou, en wat dit gedeel moet word tussen die twee ouers, en dan ook waar die stilgeboorte en die miskraam inkom, is waar 6 weke verlof gegee word aan die ouer ook. So, as jy op 'n kraamverlof is, kan die ouer self besluit, okay, ek vat, as jy nou sê van die 4 maande en 10 dae, so ek vat 'n maand, my man vat 3 maande. Besluit self? Ja, so, dis wat interessant gaan wees nou. So, hoe gaan die maatskappy dit reguleer? Want nou alles nie by dieselfde maatskappy werk nie. 100% reg. So ek werk vir een maatskappy en Pierre werk vir 'n ander maatskappy. So nou gaan die maatskappye met mekaar moet gesels om te sê, maar hoeveel dae gaan Pietie vat. Ek gaan dalk 'n maand of 2 maande vat. Okay, dis reg. So nou moet ek seker maak my persoon het nie daai 2 maande of 'n maand wat oorbly om te vat. So dit gaan interessant wees om te sien hoe die maatskappye dit gaan reguleer. Daar's 'n ekstra administrasie daaraan verbonde. Maar dan Gerard, is daar nou ander, hierdie is nou spesifiek vaderskap en moederskap, ouerskap verlof wat hier in hierdie saak geraak word, die Van Wyk saak. Is daar ander wysigings aan die wetgewing wat ander klasse dalk raak? Ja, so as ons nou kyk na die uitspraak en die huidige wetgewing en die manier hoe dit natuurlik geraak word. So van tevore en ons huidige wet sê natuurlik so mense wat kinders aanneem byvoorbeeld. As jy 'n kind aanneem wat jonger as 2 jaar oud is, dan kan jy nou natuurlik jou wat hulle noem adoptive leave kry. Nou die Van Wyk uitspraak het gesê dis onkonstitusioneel. Dit kan dit nie so hê nie. En die nuwe wysiging stel voor dat as dit 'n kind is wat jy wil aanneem wat jonger as 6 jaar oud is, dan is hierdie ouerskapsverlof ook nog van toepassing op daai spesifieke persoon, dieselfde manier wat dit sou gewees het. As dit nou vorige wetgewing was. Wow. Nou, Morney, 'n verdere voorgestelde verandering is die skuif van 1 week na 2 weke loon in gevalle van aflegtings. Is dit realisties? En dink jy dit gaan aanvaar? Ja. So ek dink enige wetgewing wat inkom wat verder ekonomiese druk op die maatskappye gaan plaas, of ook ons werkloosheidssyfer as ons daarna kyk, gaan 'n negatiewe impak hê. So ek gaan een stapie terug. So 'n aflegging is 'n retrenchment wat ons almal ken. So dit heiliglik gewerk het is vir elke jaar wat jy gewerk het, for every company of service, kry jy 1 week. So nou die voorgestelde dis uitbetaal dan aan jou. 1 week, wat aan jou betaal moet word. So as jy 10 jaar gewerk het, kry jy 10 weke. Is 'n salaris, 'n loon dan nou. Correct. So wat hulle nou sê is nou gaan dit 2 weke raak. So die strategie mag dalk wees om afleggings te verminder, want dan gaan die maatskappye meer
moet betaal vir daai mense, so maatskappye mag dalk 2 keer dink. Maar op die einde van die dag is afleggings gaan nie stop nie. Retrenchments gaan nie stop nie, want die operasionele vereistes van 'n aflegging bly nog steeds dieselfde. So ons gaan nog steeds dit sien. Dit gaan dalk net 'n bietjie duurder wees vir 'n maatskappy om deur so 'n proses te gaan. Kom ons praat 'n bietjie oor die maatskappy se sy van die storie. En ek wil by jou graag hoor, Gerrit. Morne het nou gepraat van dit gaan duurder word om mense af te lê. Mense wat nie effektief in jou besigheid is nie en jy lê hulle af, dit gaan jou nog duurder kos om van ontslag te Korrek. raak. Dan is daar minimumloon wat meer raak. Hoe raak hierdie kostes maatskappye op die langtermyn? Wat se effek dink jy gaan dit hê? Kyk, soortgelyk aan ons laaste gesprek wat ons hier saam met julle gehad het, dit het nou maar ongelukkig negatiewe effek op die maatskappye, wanneer dit nou kom by, ek moet nou maar werk gee vir die mense, en ons werkloosheidsyfer is nog ons redelik hoog. Ek dink ons almal kan saamstem op dit. Nou, wanneer jy nou kyk na sulke goeders in die manier hoe hierdie nuwe wysigings ook daarin werk, om te sê hierdie is presies wat ons in ag neem vir die doeleindes van minimumloon uitwerk, dan kan dit ook nou die effek hê dat eintlik gaan die lone op en dan gaan dit nog duurder wees vir my om jou af te dank en dit gaan duurder wees vir my om jou te hou. So wat doen ek nou? Al daai kostes moet nou natuurlik na die verbruiker toe gaan, want waar gaan ek my geld net vandaan kry? Ek kan dit nie net wens in die lug in nie. So, Verbruiker en dink jy daar gaan ook wees dat maatskappye dalk minder mense aanstel? minder mense. 100%. Ons kyk nou al vir 'n geruime tydjie na hoe maatskappye hulle werk self net meer effektief maak. Ja. So ek gebruik hierdie proses in plaas daarvan dat ek 3 mense het om die werk te doen, werk ek eerder met 'n beter skof en ek kry my werk gedoen op 'n ander manier of natuurlik met tegnologie. Sê ek kan hierdie werk gedoen kry deur 'n AI assistant in plaas daarvan dat ek nou vir Tannie Bets moet aanhou om my telefone te antwoord. Sal mense soos dit sê, dit maak die ongelykheid in die land net nog groter hierdie wetgewing, definitief. omdat die mense wat reeds werk het dan nou nog beter vergoed sal word, maatskappye nog meer geknyp gaan word om nie mense aan te stel wat eintlik werk nodig het nie. Verseker. So mense kan so daarna kyk en wonder jy, is dit wat ons op hierdie stadium nodig het? Maar nou moet ons 'n bietjie praat oor werknemers en werkgewers. Die minimumloon. Hoe gaan 'n werkgewer sy pad oop sien om minimumloon te betaal en mense aan te stel as hy so gereguleer word? Is daar mense wat dit op hierdie stadium nog steeds vermy? Word dit streng genoeg gereguleer op hierdie stadium? Is die departement van arbeid op die bol nog genoeg om dit te reguleer? Of probeer mense dit omseil? Kyk, ons kry op ek wil amper sê op 'n weeklikse basis so 'n oproepie wat deur ons kantoor kom om te sê luister, hierdie departement van arbeid inspekteur is nou hier voor my, ek kan dit nie bekostig nie en so meer. Of weet jy, ek en my werkers het 'n ooreenkoms en hulle is almal groot mense en ek het nou maar met hulle besluit hierdie is hoe dit gaan. En dit is natuurlik nou nie wat die wetgewing sê nie, ons kan nie daar verbykom nie. So hoe om minimumloon uit te werk is die enigste ding wat ons eintlik hoef te kyk na en ons sê dit is wat jy die ou moet betaal en dis nou maar hoe dit gaan. So soortgelyk aan wat ons gesê het toe ons laas hier in julle ateljee was. As jy wil vrystellingsaansoeke bring, kan jy dit probeer, maar jy moet altyd versigtig wees daarmee. Nou gaan dit arbeidsverhoudinge 66 van 1995 het veranderinge wat voorgestel word. Watter van hierdie raak die algemene werkgewer en werknemer die meeste? Hierdie is waar die interessantste veranderinge in my opinie inkom. Ja. So van dit ons beweeg meer en meer van 'n formele proses af waar dit amper soos 'n hofsaak is as jy iemand deur 'n verhoor sit of 'n ding soos dit. Beweeg ons al hoe meer na gee net vir almal 'n gelyke geleentheid om hulle saak te kan stel. Okay. Maar die interessantste ding in my opinie wat ingekom het is die beskerming wat weggevat word inteendeel vir mense gedurende hulle probasietydperk. So die voorgestelde wetgewing sê gedurende jou eerste 3 maande wat gewoonlik mos nog maar jou probasietydperk is, of as jou probasietydperk langer as dit is en dit is nog steeds geregverdig, het jy nie die beskerming om na die KVBA toe te gaan as jy afgedank sou gewees het nie. Wat op hierdie huidige stadium is dit wat ons noem 'n compulsory con-op. Ja. So hulle sien hierdie mense meer as kwesbare werkers en nou met die nuwe wetgewing wysiging sê hulle nee, jy het nie meer daai beskerming nie. En natuurlik, mense wat oor die drempel verdien van 1.8 miljoen, hulle het ook minder regte nou as hulle nie meer aangestel kan word. So as ek jou afdank, so die KVBA kan reinstatement reemployment of compensation gee. Nou in hierdie geval het hulle gesê, okay, ons gaan jou nie weer terug aanstel nie. Jy gaan net vergoeding kan kry en daai vergoeding het ook nou 'n sekere drempel aan hom. Sjoe. Jy ou wat die meeste belasting betaal, hy kry die grootste pak slaag. Nou baie dankie julle draai kom maak het, nee, dankie vir julle tyd en moeite en Baie insig dankie. vanmôre.
Baie dankie. Dankie vir julle. Lekker dag. Maar ja, daar sê dis Morey van Sail en Gerrit Geldenhuys, hulle is van Leibernet. Weet jy daar's interessante goed, veral as jy 'n werkgewer is. Help dit maar om iemand jy weet te raadpleeg oor die arbeidswetgewing. Nou as ons terugkom na die advertensiebreek, dan is Jennifer op jou nuus.